Goed, laaste maar nie die minste nie. Persentasie opbrengs op aandeelhouers ekwiteit. Nou onthou aandeelhouers ekwiteit is behoue inkomste plus aandele kapitaal en is gewoonlik die 1 jaar plus die volgende jaar en dan maal met 'n half die gemiddelde, nê. So die persentasie opbrengs, onthou die opbrengs is netto wins na belasting. Hierdie opbrengs is altyd die netto wins na belasting. So onthou dit. Okay. As hulle nie spesifiseer nie, dan neem jy maar aan, dis netto wins na belasting, nê. So kom ons kyk, waar gee hulle vir ons die netto wins na belasting? Daar het hulle vir ons gegee, 836360. Nou deel ons dit deur die gemiddelde aandeelhouersbelang. Hier gee hulle dit vir ons, okay. Sien julle? Hulle het klaar dit eintlik vir ons bymekaar getel. Daarso en daarso. Dit is daai twee bymekaar getel. My aandele kapitaal plus my behoue inkomste. So ek gaan sê 'n half, want ek moet die gemiddeld bereken, van 13941,500 plus 10312,350. 1032350 en dan onthou, omdat dit 'n persentasie is, moet ek hierdie hele bedrag maal met 'n 100 en dan kry ek 6,9% is die gemiddelde aandeelhouersbelang, opbrengs op aandeelhouers ekwiteit.